een kant. Want as hulle my nou jag. Die polisie nog. Die polisie is baie ver. On a little strong. Is it the way that stress unzips? Is it the girls that I came with? There's the more that they tell me don't. There's the more that I can't leave you alone. Yes, I mean no. Is it wrong that I wanna get right? Welcome guys, welcome. This is your boy JPD in the house. Welcome to the new show that is called Nakanjani. I normally tell people that life is always on play, never on pause. Nobody has the right to put your life on pause, but only God knows. Please feel free if you just joined us, grab some coffee, grab some tea, grab some water. Grab anything that you can get, but just feel comfortable and come and join us on the Nakanjani show. Welcome back, guys. Just to let you guys know that on this show, we speak Afrikaans, ons praat Afrikaans, ons praat Engels, ons praat Sotho, ons praat Chinese. As ons Chinese kan praat, gaan ons Chinese praat. But just to let you guys know, Nakanjani means no matter what you're going through, just know that you can make it. I normally tell people that life is always on play, never on pause. Without wasting any time, I'm going to introduce my guest for today. A strong woman, a mother, a father figure, Tesh. Hoe gaan het? Hi Jay, goed met jou? I'm awesome. Wat het jy gedoen vir die weekend? Wat is jou planne vir volgende week of vir die weekend? Just tell me more about you. Hi, ek het soveel planne sien jy, but my weekend was awesome geweest. Ons was by 'n graduation geweest en dit was nice man. Was regtig, dit was great. Ek het die uitkom nodig het. Is dit nice? Ja, ek het baie nodig gehad so. Was nice geweest en ek het dit geniet. Ja. So verder aan as ek okay. My weekend, die vraag was my weekend. Ja, my weekend was nice. Ek het gejive hoor. Maar ek wil nie weer jive van my liggaam musiere altyd. I'm gonna run away from jiving, to be honest. En dit eet ons geld. Dit eet ons kapitaal. But anyway, without wasting any time, guys, there is something or a building in our community. You understand? We are from Heidedal, all the way from Heidedal, here in Bloemfontein, in the Free State. We have a building in our place, in our community. Die plek se naam is Mingles. En Mingles, die mense het gejive daar, nee? Ja, hulle het geskit. Hulle het kwaai geskit, hoor. Nee, hulle het geskit. Nee, die mense het ook geweet, dit is the place to be. Hoor so as jy van welkom, as jy van wat 'n plek is, en jy kom hier, nee, Mingles was die topplek. Hoor jy, as ek sê, dit was die main plek. Mense het geskit, man. Dit was 'n kwaai plek, regtig was dit. Dit het eintlik verwyder dan die geuploft sien jy. Nice. Ja, maar baie mense het baie goeie om te praat oor Mingles. Ja, Mingles was 'n nice plek. But then my concern now is that place is a crime scene. Meerder al. That place, 'n begrafplaas. Ja, 'n begrafplaas. 'n begrafplaas. Because why die stories wat daar uitkom is bietjie scary. Ja, want aan die verlede het hulle skeletons gekry. Nou onlangs het hulle weer 'n liggaam gekry wat in die helfte gedeel is. Hoor dat. You understand? And for me that it's really it's red flag, it's danger because die mense wat die crime veroorsaak, wie weet gaan hulle nie net weer dieselfde crimes doen en net die liggaams weer daar gaan gooi. Verstaan jy? Because ek weet mens dan nou al reeds dat okay fine, die mense gaan met kyk as my kind nou weg is vir 'n maand of 2 nou. Dan jy regtig ek gaan nou gaan soek om dat die mense gaan kyk waar die kind lê daar. Wie almal, verstaan jy? Understand? Jy weet nie wie almal lê daar nie because why is in die basement in. En daar's water. Waarvan kom die water in die basement? Wat was daar in die basement en was dit so? Chill plek of wat? Verstaan jy, but nou is dit nou hulle moet waarvan kom die water wil ek weet because hulle sê daar is water en waarvan kom die water? Uit die reënwater. Seker maar dis toe. Jy, daai plek is toe as jy kan sien dis 'n gebou bo. Dit kan nie so langs in reën nie, so verstaan jy. Dat die water is constantly daar. So in ander woorde wat jy vir my wil actually sê is die liggaams wat daar gekry word is ou liggaams. Exactly.
So that's CCTV's. Die CCTV's daar by die garage. En hulle moet veronderstel om 24 uur aan te wees elke dag. Nou wat maak onze gemeenskap op die plek? Dit is wat ek wil verstaan. Wat doen onze gemeenskap op die plek? Ons het counselors in die gemeenskap. Logan is daar. Ati is there, do you understand? Yeah. But then we don't want to focus only on them. Voilà. We also need to focus on the other counselors in the community. We need to focus on our people in the community. Die mense in die gemeenskap, hulle moet kan opstaan. They have to raise their voices. Exactly. Op die probleem. Do you understand? Daar's verskillende parties in die gemeenskap, to be honest. Daar's verskillende parties. Wat maak hulle? Wie is die eienaar van die gebou? Niemand ken nie. Die oom van die gebou was lankal afgesterf, verstaan jy? So, glo blijkbaar dat die seun oorgevat, but om Richard kan in elk geval niks doen, because is die sy plek nie. Verstaan jy? Enigste oplossing is hulle moet die plek afbreek, is al. Breek die plek aan af, verstaan jy? En doen iets nie, maak 'n shelter vir kinders, doen iets anders, or a community center, is unsafe vir ons kinders. Of 'n community center of 'n plek waar die kinders by mekaar kom en kom geleer word om computers te gebruik, Microsoft, all those things. Te sing, te leer dans, al goed te verstaan jy. Dan is dit minder kry. Of maak turn that place into a restaurant. Maar wie wil toch daar gaan eet? Regtig nou? Dis baie mense in die gemeenskap wat nie werk nie. Dit sal 'n voorreg is as daar nog 'n plek oopgemaak is vir 'n werk. Maar regtig, die plek, iets moet gedoen word met die plek. And mind you, that is not the only place in Heidedal, in our community, that is giving us problems or complaints and so on. Daar is 'n plek soos die Dynamite gat. Die plek is ook 'n crime scene. Exactly. Ken jy die plek van Dynamite gat? Ja, die Dynamite gat. Ons ken die plek, almal praat oor die plek, dit is onveilig vir die kinders. Die kindertjies is minder kinders. Ons kan nie die kinders. Ek het 'n vriend, nee, ek het 'n vriend. Sy het saam met skool geloop. Ons het by Heidedal saam skool geloop. Haar broertjie, die broer se naam is Justin. Hy het daar verdrink. Verstaan jy? And mind you, it's very sad to lose a loved one in such a manner. It's painful. I can imagine wat hy hele familie sal deurgaan. Hoe voel hulle? Do you understand? Yeah. And I believe as a community, we need to teach our children where our danger, die plekke van die gevaar is. We need to show them and teach them where the danger is. Want dit help nie net ons wat broadcasting doen of live op radio's gaan, ons verkondig die nuus, ons sê die mense, maar die ma en die pa, hulle doen niks nie. Net soos ons onderwysers. Our teachers, they are there to teach, to do their work. But I feel like it's also their responsibility to let our children know that stay away from that place. Yeah. That place is dangerous. Exactly. Do you understand? Nie net die onderwysers sê, die kerke ook. Die gemeenskap, elkeen moet sy plig doen. Ek is verantwoordelik vir jou kind, jy sê, verstaan jy? Ja. So elkeen moet guidances gee oor, ek moet jou kind kan vermaan en sê, jy doen dit, because môre oormôre gaan die kind in die gat in, ek het die kind gesien, maar ek het die kind gekeer, verstaan jy? Weet jy wat, soms is ek bang, that's a tavern. Wait, waar is the waar? That's a tavern daar aan die kant, nee. Wow. Is nice, nee. Maar, as ek het dink, iemand jag my, dan moet ek gaan koop. Nee. Die polistasie is ver. Die polistasie is baie ver, my skat. Jy moet eers verby die gat. Die dames nou hier langs staan. En dan gooi hulle my net die dame nie. Hulle gooi my mos net die dame. Ai, ag my ek. Nee, that place really. Ek voel die mense moet omheining aansit. Of devil folks. Net iets, do you understand? En hy plek is nou so diep. En dit word al hoe dieper, hulle sê die plek word al hoe, as jy die duidings gesien, word al hoe dieper, because wat hy staan, daar gaan al hoe afver. So die plek word regtig dieper. And mind you guys, let me tell you something about water. Water has a certain energy. As jy in water gaan, jy het gesien as jy by die swimming pool gaan, en jy gaan swem daar by die swimming pool, by Free State or wherever. By die strand, hy trek jou in. Jy moet altyd by die wal loop, want as jy die wal net kan los, dan trek hy water jou in. Yeah. So you can imagine die diep gatse water. Wat maak dit net nie aan jou nie? Guys, to be honest, let's stand together. Kom ons staan almal by mekaar. Kom ons raise our voices.
We cannot accept this. We don't want to lose a second or a third or a fourth loved ones. We don't want those things. No, 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 no. Ek sê nee, ek weier. Ja. Ek weier, nee. Vraag eerst, hier is 'n bom. Hoor, hier is 'n bom. Elke 'n vrou, 'n man kan nou 'n vrou se van vat. Oeh, dit raak ons net. Dit het onlangs legal geword. 'n man is geregtig om 'n vrou se van te neem. So as my man nou môre dood is, Jou man, daai ander man wat ek gaan kry moet nou my dooie Ja. man se van vat. ja. Dit is my van. En dis ek my Dan is die man getroud met jou man. Die nuwe man is getroud met jou dooie man. Hy is getroud met jou, is getroud met jou dooie man. Ons is besig om die manne op te piet. Daai is nog Nee, nie ek voel dit is not nice. Dit klink so lyk of jy vat 'n man se manhood weg. So ons trou nou die manne. Dit wat hulle wil sê, ons moet die manne trou. Because That's not... as hy my van vat, dan is dit ek het vir hom getrou. Hy het nie weer vir my getrou. Ek het vir hom getrou. Ja, en dan moet jy versorg vir hom ook. Want jy, as jy 'n man se van vat, dan verwag jy, ja nee, jy moet versorg vir my en jy moet kyk dat alles reg is, die geld moet reg is, alles. So jy is 'n vrou, jy moet nou die van gegee. Jy moet ook versorg hê. Versorg met geld, versorg met kos, versorg met huise, versorg met alles. Business wise, everything. Ek moet gaan werk. Daai katjie gaan Nee, that's not ek sit by die huis, jy kan maar gaan werk. Ons het gesim swap. Ja. So ek is nou die man, jy is die vrou van Ja. vir jou getrou. Ja. Ek voel net That is not, ek voel, die law is net die nie, law is is hulle nie het hom right. môre gedom los, hoor jy. Hy is Vraag eers, wie wat 'n advantage gee hulle nou, as hulle dit doen. Dan, hulle gee, ekskuus tog, hulle gee dinge soos hulle gee die foreigners access. Kyk nou daar in ons country, het ons altyd beklei, dat onze vrouwmense in Suid-Afrika moet opbou die foreigners trouw van hulle gee hulle citizenship. Yes. Do you understand? Funny mense of funny foreigners doen it behind their backs. Verstaan jy? En dan weet die ander mense ook, jy is 'n vrou, jy gaan apply nou vir werk. Jy gaan apply vir jou kind se skool of se SASSA of so aan. Jy gaan nie kan toelaag kry, jy gaan nie qualify nie. Van wie hoekom? Jou van is Abuju. Jou van is Abuju. So, as unfortunately, gaan jy dit nie maak. So, jy moet nou vir Abuju gaan soek. Laat jy kan gedivorced word. So laat jy kan jou van terugkry. Maar nou, kyk wat maak ons die government. Nee, die government het dit dan nou maklik gemaak. Nou gaan die volgendes, hulle gaan nou vir eers gaan hulle nou sê, more than welcome, hulle hoef hulle nie weggesteekie. Hulle gaan hulle nie wegsteekie. Hulle gaan sê, nee, I want to marry you. Ons trou nou. En ek vat jou van. Boom. Verstaan jy, dat is illegal van, hy dan nou my van. Hoor het my van gesteel even, because... Nou gaan baie van die, maar sê jy, nou gaan baie van ons in ons land inkom. Dit is ons land. Hey, maar ek voel net nie reg, jong. Ek voel hulle moet die ding change. Die ding is... Die ding maak nie sin nie, dit maak nie sin, because hoekom sal ek vir 'n ander man my van gee? Hoekom? Maar die mense doen dit vir geld. Nee, maar dit is domheid, Regtig, daar is mense wat regtig deur poverty gaan, dan soek hulle regtig daai bietjie geld, maar daar's consequences. Daar is nagevolge. Daar is altyd nagevolge. Jy kan maar wat ook maak. Daar gaan die ding gaan daar bly. Ek kan nie my van gaan verkoop nie. Hoekom? Ja, gaan verkoop hom. Ek sal nog nooit. Gaan verkoop hom. Nee. Luister, hier is die 350. Ek kyk online, die mannetjie, hy het gepay. Hy het sy 350 gekry. Hy gaan koop vir hom die special by Shoprite, né? En that's my special over the 100 rand en so aan. Ja. So, en hy koop blikkie vis, en hy koop vir hom meel, en hy koop vir hom 'n chippy, en 'n koeldrank en so aan, en hy geniet dit nou, en is fine. Ek lees hier waarom vir die huis iets gekoop en so aan, en wat ook. Maar dan kry jy nou die mense, sodra hulle 350's net inkom. Hulle klop straight, alcohol toe, drank toe. Ek voel, die 350 of 370, wie wat 370 is actually nie eens geld, wat maak jy met soveel geld? Because that's not money. Do you understand? En ek voel, instead of die 350s or 70s uitgee vir die mense, create more jobs for the people.
Do you understand? As onze government meer werke verskaf vir onze jong mense, dan gaan het much better is. Do you understand? Verstaan jy? Ja. Maar nou, and mind you, die mens krijgt 370. Jou familielid of jou auntie of jou oompie of jy nou 'n piesjob gaan doen, stuur vir jou R50. Daar is jy die klein, dololo. Jy kry nie die 315 nie, just die klein, hulle haal hom af. En dan hoe, liewe jy nou? Verstaan jy? I feel onze government ook, hulle kan ook maar dink om te sê, wie wat, daar is regtig geld nie. As hulle nog gepraat het van 2000, 3000 daarvan, dan is het maar iets. Maar 370. Hulle kou hy geld, hulle kou in elk geval hy geld, as hulle jullie klein, want toe gaan hy geld? Want toe gaan hy geld? Hulle kou hy geld. Want toe gaan hy geld? Want because why, sommige keer geld vir die mense vir 'n jaar nie hy geld nie. Want toe gaan hy geld? Hy geld word gaan dit nie charity doen nie. Nee. Of gaan het terug aan die government toe? Hulle idee wat werkverduidings is eers vir weer eer hy geld. Want toe gaan hy geld? Allegedly, ons is 100% seker nie. Allegedly, ons sê nie dit is so nie. Dit is so nie, maar want toe gaan hy geld? Because wanneer geld word inbetaal. So hulle wys by jou die klein in wat, want toe gaan hy geld? Hulle stuur dit tog nie terug regtig nog. Ja. En ek het nog 'n ding met my vriend. Ek kan nou amper sê my skat. Die mense wat se toilette so gebreek is in die gemeenskap. Ek is een van hulle. Daar is baie mense wat se toilets gebreek is. En dis hy ou toilette, verstaan jy? Ons het al probeer om self op te bou en so aan. Maar ek voel, if I cry out and I shout out for help, en ek huil en ek skree vir hulp, en kom ek praat straight in die camera, want hulle my actually baie mooi sien. As ek huil vir hulp in die gemeenskap, om te sê, ANC, DA, PA, you name them, all those parties, ek vra vir hulp, en dit is nie net ek nie, dit is my neighbors, dit is die mense in die gemeenskap, wat regtig 'n probleem het, met die toilets. Waters loop uit, mense het nie, hulle kan nie eens gerieflik, en jy weet, 'n toilet is soos 'n peace place. Ja. As 'n plek waar jy wil vrede in het. Want ek het gesien as jy in 'n toilet is en jy kan nie comfortable is nie. Dit gaan nie werk nie. Alles wat jy gaan doen, gaan dit ook nie. Dit gaan niks gaan werk nie. So, wat wil onze mense doen? Onze gemeenskap, kan julle nie almal by mekaar staan nie? En Logan hulle, Attie hulle, al die parties, om iets te doen. Ja. Van ons moet vote. Ons vote kom votings, dan wil hulle allemaal. Ons moet dit doen, ons moet die doen, ons moet dat doen. Maar as ons regtig met die regte probleme sit, dan is hulle nie daar nie. So, ons weet nou nie eens, ek weet nie, to be honest, ek weet nie eens, gaan ek vote vir, nee, ek gaan vote definitief, maar ek gaan nie weer vote vir wat ek gewote het alle jare. Verstaan jy, van because waar die toilets is regtig 'n groot probleem. Ek gaan vote daar wat ek sien, nee, daar is 'n verskil, die mense maak 'n verskil. En dan gaan ek vir hulle optekkel wanneer ek wil, hulle moet ook 'n verskil maak. Nee, hulle moet dan nou klaar vir hulle bewys, so as ons vir hulle gaan vote, dan weet ons, verstaan jy. Hulle moet hulle nou bewys om te sê, die probleem van die mense, okay, kom ons gaan vir dit. Aangesien die ou partye nie weer hulle se job so kwyt, kom ons gaan, because ons soek votes. Elke party soek 'n vote, verstaan jy? So hulle moet vir hulle bewys om te sê, nee, kom ons gaan tackle die probleem. Môre weet ons, nee man, die mense regtig, hulle se werk gedoen. Ons toilets probleme, ons shuries, alle probleme, verstaan jy, is opgelos because why die mense het ingestaan. Maar as hulle ook slaap lê, vir wie gaan ons vote? Nee, ek vote vir niemand nie. Nee, hoe kan jy sê jy vote vir niemand nie? Jy moet vote. Nee, jy moet vote. Vir niemand nie, ek kyk maar net ook. Dan want hoe gaan ons lewens gaan as jy nie vote nie? Wat 'n verskil wil jy sien in die gemeenskap in die wêreld as jy nog nie gaan vote nie? Maar dan wil jy agteroor sit en klaar. Jy moet vote. En elke keer in die reg om te vote. Daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil. Wat 'n verskil? Sê gou vir my wat 'n verskil. Noem gou vir my 'n kwai verskil wat jy sê. Hou op speel, ons het skool geloop, daar was 'n verskil. Wat 'n verskil? Ons het skool geloop. Ja. Jy wie hoe lank is ek klaar met skool en jy kom praat van verskille hier. Dit maak nie sakkie. Ek is jong, maar ek het nog skool geloop. Nee, maar vir my is dit 'n verskil. Ek was daarom daar.
Okay, guys. It's fine. Ek gaan nie stry oor Nee, ek gaan nie stry nie, maar een ding wat ek Dit is sê, jou opinie. Dit is my opinie. Ja, So but ons een ding, opinies differ. maar een ding wat ek wil nog steeds en ek bly op my woord, that guys in the community hated our Bloemfontein Free State, let's make a difference. Kom ons staan julle by mekaar, kom ons maak 'n verskil in die gemeenskap. As jy sien daar is 'n probleem, kom ons staan op, kom ons help mekaar. As jy sien Bunnies se kind is besig daar, kom ons staan op en gaan keer om te sê die kinders moenie daar speel nie, want dit is crime scenes en die plekke is gevaarlik. Kom ons hou ons almal veilig hier in Heidedal. This is your boy JPD, and this was the show of Nakanjani. I'm going to say it again, that life is always on play, never on pause. And I'm out of here. I just want to tell you that I'm very happy that you joined me today. Thank you very much for joining us today here. As jy baie mense wat die guts het of 'n voorreg ook het om hier te kom sit en 'n bietjie te gesels oor wat in ons gemeenskap gebeur nie. Baie dankie vir jou tyd. And thank you also, guys, my listeners. Thank you guys on the Cairo FM platform. Thank you guys for listening. Thank you guys for tuning in. Tune in, please. Skakel in. We are on YouTube. We are on Facebook. We are on Instagram. Also on TikTok. My name is JPD from the Nakanjani Show, all the way from South Africa, Bloemfontein, Heidedal. Let me tell you something. I'm out of here.